Ek luister vanoggend 'n sermon en dit het my bitter hard getref. Sy vertel 'n storie en ek besef toe maar ek het dieselfde storie om te vertel. Nou in 2021, eintlik 2020 Desember, het ons teruggetrek na ons tuisdorp toe. En ons het vir so 'n paar weke by 'n vakansieplekkie gebly totdat ons in ons huis kon ingaan. En in elk geval, my man se neefie, hulle is vreeslik na mekaar, baie lief vir mekaar. Hy kom kuier toe nou vir ons deur daai hele tydperk en hy self was besig om deur 'n verskriklike moeilike tyd te gaan. En éventueel, dit was oor Kersfees en oor Nuwejaar, baie lekker memories gemaak, baie lekker dingetjies gedoen. En in elk geval, ek dink ons het seker so 'n week of wat, ons was net in die huis ingetrek gewees. Toe kom kuier hy op die 9de Januarie vir ons. En hy het vroeg die oggend al gekom en ons het die hele dag deur gegaan en die oggend toe hy daar aankom, toe bring hy 'n blikkie spuitgoed saam. En hy sê toe nee, hy het die blikkie spuitgoed vir my man gebring omdat ek altyd vir hom vertel hoe lekker ruik hy. Nou kan my man soos 'n man ruik en ek kan hom onthou. Okay. Die dag het verbygegaan en ons het later die middag, hier seker by 5:00 se kant, het ons aan tafel gesit en KFC geëet en Marius is huis toe. En 2 ure later is Marius in 'n karongeluk dood. So, die punt waarby ek wil kom vanoggend is Luke 9 verse 1 and 2. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Marius was in sy 30's gewees. Marius het 2 klein kindertjies gehad. En die Here het hom 2 ure nadat ons hom gesien het, nadat ons planne gemaak het vir die volgende dag, nadat ons collective planne gehad het vir dinge wat ons nog wou doen in die toekoms, het die Here hom 2 ure later kom haal. En in 'n oogwink moes Marius vir die Here sê, waar was hy, wat het hy gedoen? Hy moes account gee in 'n oogwink oor sy lewe. En die punt wat ek wil maak is, ek sit hier vanoggend, ek is 31 jaar oud. En ek kan nie sê ek is nog jonk nie, want ek weet nie wat is die Here se planne vir my lewe nie. As die Here my wil kom haal, as ek 36 jaar oud is, beteken dit ek is al baie oud. En gestel, ek is 60 jaar oud, en die Here wil my kom haal wanneer ek 95 jaar is ek nie dan nog bloedjonk gewees nie. Die Here het die disippels uitgestuur om die koninkryk van God te gaan verkondig. Maar hy het vir hulle 3 dinge gegee, tot basies 3 dinge gebeur. Hy het hulle geroep, hy het hulle equip en hy het hulle gestuur. Ons almal het 'n purpose, ons almal het 'n assignment wat vir ons gegee is. En dan wil ek julle sê hierso in Luke 10 verse 1, sê hulle, on their return, the apostles told him all they had done. Nadat hy hulle geroep het, hulle equip het en hulle uitgestuur het, het hulle teruggekom en hulle het hom account gegee van alles wat gebeur het terwyl hulle weg was. Ons kan nie sê ons gaan nog dit en dit en dit en dit doen nie.
Ons weet nie hoeveel tyd is daar vir ons gegee nie. Ons weet nie waar ons in ons lewe is en hoe ver ons van ons dood af is nie. Wat wel belangrik is dat ons assignments moet doen. Want die tyd kom wanneer ons die Here face to face gaan sien en ons account gaan gee van die mission waarop hy ons gestuur het, hoe ons dit gedoen het, wat het gebeur. En ek wil nie vanoggend hier sit en sê maar, ek is 31 jaar oud, ek is nog jonk, ek het nog baie tyd om dit te doen wat die Here my voorgestuur het nie, want ek weet nie. Ek het nodig om elke dag in sy purpose te loop, elke dag te doen waarvoor hy my gestuur het, in my authority en my power te staan, om demons uit te dryf, om mense gesond te maak. Ek weet nie wat dit vir jou in jou lewe beteken nie. Maar ons het nodig om te besef dat die tyd is kort en ons nie weet wat die toekoms inhou nie. Ek bid vanoggend dat as jy nie weet wat jou purpose is nie, dat die Heilige Gees dit vir jou sal openbaar en dat ons mekaar sal ondersteun in hierdie journeys, want hy het hulle ook nie alleen uitgestuur nie, hy het hulle 2-2 uitgestuur. Ons het nodig om mekaar te support en ons het nodig om in ons purpose te staan en ons het nodig om die assignment te voltooi wat die Here vir ons gegee het.